Goeiemôre, dit is woensdagoggend, die 23ste April 2025 en ek groet julle oude gewoonte hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En oor hierdie afgelope Paasnaweek het daar 'n paar interessante goed gebeur. Een, heel onverwags, het die Pope Francisco doodgegaan. En ja, hy is ook bekend as die Jesuit Pope. En die Jesuits is natuurlijk 'n orde van die Roman Catholic Priests. En kom nie uit die direkte katholieke familie uit nie. Maar hoe dit ook al sy, hierdie Pope is hierdie naweek oorlede. En hy is beskuldig van 'n hele paar goed wat gedoen het. Maar laat ek eers die Pope se gesig daar vir julle wys. En hy was beskuldig van 'n klomp goed. En daar was veral een Pope wat nogal baie navorsing gedoen het, baie dinge uitgevind het van hom. En dit is natuurlik aartsbiskop Carlo Mario Vigano. En hy is toe deur hierdie Pope Francis is hy ge-excommunicate. Met ander woorde, hy mag nie meer dienste doen nie, preek nie, hy mag nie meer enigiets in die kerk doen nie. So hy kan ook nie staan om as die nuwe paus gekies te word nie. Ja, paus, dis mos die Afrikaanse woord, die paus. Hoe dit ook al sê, hierdie Vigano het nogal om uitgespreek en hy het gesê, jy weet, dat hy het hulle beskuldig van onder andere die Jeffrey Epstein situasie met die privaat eiland. Hy het baie duidelike bewyse gevind dat die kerk in 'n sekere mate vir Hillary Clinton en sekere ander ouens, mense beskerm het as gevolg van child trafficking en so meer en so meer. So die Pope was nie onder alle geleerdere baie gewild gewees, hierdie paus nie, en uit die aard van die saak is hy dan nou hierdie naweek oorlede. En daar is redelike verdeeldheid in die geleerdere van die Vatikaan oor wie die volgende paus kan wees. Nou ons weet dat op 'n stadium kom hulle by mekaar as 'n paar kandidate en dan word hulle so een na die ander geëlimineer en hulle hou aan met die proses totdat iemand dan nou 'n rookie laat opgaan wat by die skoorsteen bo die Vatikaan uitkom. En wanneer die rook verskyn, dan weer die katholieke daar's 'n nuwe paus verkies in die plek van hierdie Paus Francis. Maar 'n meer interessante ding vir my wat gebeur het oor die naweek, is die feit dat op dieselfde dag as wat die paus dood is, het Klaus Schwab bedank as die voorsitter van die Wêreldekonomiese Forum direksie. Nou ons weet hy het al hier in 1924 of 2024, ekskuus tog 2024 het hy al bedank as die uitvoerende hoof van die Wêreldekonomiese Forum, maar hy het aangebly as die voorsitter van die direksie. En hier het hy ewe skielik baie vinnig bedank. En ek wil baie graag, nou verloor ek daai gedeelte, maar dit was Klaus Schwab wat die opmerking gemaak het op 'n stadium waar hy gesê het, God is dead and Jesus is fake news. En toe het hy hierdie foto opgehou en gesê, this is the new Bible that replaces the old Bible. Nou dit is Klaus Schwab wat nou een kant toe staan. Daar's 'n moontlike paar redes daarvoor oor hoekom hy dit gedoen het. Maar hy het ook gesê, hy en sy trawant, daai mannetjie met die snaakse naam en van ek is nou nie seker waar presies ek hom gaan opspoor nie. Hy het hier rond gewees nou op die kanale
Maar hoe dit ook al sê, hy is die mannetjie wat op die ou einde van die dag dit kwyt geraak het, waar hy gesê het dat die een wêreldorde het die vermoë om mense gode te maak, om mense in 'n God te verander. Nou is dit nie interessant dat op dieselfde naweek wat ons die kruisiging van Christus onthou, dieselfde naweek is wat Klaus Schwab bedank en verdwyn. Die vraag is, gaan hy ook ergens weer verskyn op die toneel, maar in 'n ander formaat? Gaan hulle nog steeds ernstig voort, of beteken dit die einde, die begin van die einde, die verbrokkeling van die een wêreldorde en dan daarmee saam die wêreldekonomiese forum? Dis baie moeilik om te sê en te voorspel presies wat is hier aan die gang, of hy homself wil verhef in dieselfde formaat, dat daar 'n opstanding plaasvind, dat daar 'n hergeboorte plaasvind, wat hom dan tot een van hierdie gode verhef, wat hulle so baie gesprekke oor gehad het. Veral die gedeelte wat hy gesê het, God is dead and Jesus is fake news. En baie van julle sal onthou, ek het al hieroor gepraat in die verlede, oor hierdie stelling wat hy kwyt geraak het. En dis natuurlik vir ons as gelowiges totaal en al onaanvaarbaar dat 'n mens homself kan probeer verhef en gelykstel op die vlak waar ons Skepper, daar waar hy beweeg. Nou ja, hou daar iets verband met die feit dat hy oor Paasnaweek bedank het, of hou dit verband met die feit dat hy bedank het of afgetree het, uitgetree het, onmiddellik na die sterfte van die paus? Hoe hou die twee met mekaar verband? Want ons weet dat hierdie paus Francis was baie beskuldig van wokeness, beskuldig van die ondersteuning wat hy vir die een wêreldorde gegee het, en dat daar in 'n groot mate samewerking was. Dis ook nog meer interessant vir my, dat koning Charles van Engeland in sy Paastoespraak net gepraat het oor die moslim geloof, dat hy sy mededele met die moslems uitgespreek het, en hy het nie 'n enkele woord in sy hele Paastoespraak gepraat oor Christendom nie. So dit lyk vir my asof hier van alle kante af 'n ewige aanslag teen ons geloof en teen ons as Christengelowiges spesifiek geloods word. Teen ons Messias geloods word en geloods was. Maar die skielike sterfte van die paus, die skielike bedanking as voorsitter van die direksie, van die raad, deur Klaus Schwab, kan nie anders as om so 'n paar rooi ligte in die agterkop te laat flikker nie. Want die verband is al deur baie mense uitgebring, uit die een wêreldorde, die Soros, die Bill Gates, die Klaus Schwab, Prins Charles of Koning Charles verbinding met die Britse koningshuis en dan met die paus, wat eintlik die wêreld mislei in 'n rigting wat nie goed is vir ons nie, maar wat inteendeel baie sleg vir ons kan wees. Nou ons het dit al sien deurspeel tot op vlak in Suid-Afrika. Ons weet wat hulle betrokkenheid in Suid-Afrika was met 1994 met die verkiesing van die ANC regering. Ons kan aanvaar dat met die referendum wat gehou was, die ja-nee stem, dat daar
wel 'n mate van verkiesingsbedrog plaasgevind het, net soos wat hulle dit in 2020 in Amerika gedoen het en dit weer probeer doen het in 2024. Maar die Trump administrasie is regtig waar 'n stok in die speek van hierdie een wêreldorde wiel. En daar is bespiegelinge dat of is hierdie een wêreldorde besig om te verbrokkel omdat hulle nie meer finansiering kan kry vanuit die Amerikaanse regering uit nie. Ons weet dat die Wêreldekonomiese Forum elke jaar massiewe bedrag geld van die Amerikaners ontvang het. Baie van hierdie globalistiese programme is met Amerikaanse geld gedryf en skielik is daai geld nie meer beskikbaar nie. So was dit net 'n geleë oomblik om hierdie prentjie te verlaat, om homself te beveilig, uit die toneel uit weg te kry. Ons weet dat daar baie lank gepraat is oor wie sy opvolger gaan wees. Ek is nog nie presies seker van wie dit is nie op hierdie stadium nie, maar ons moet aanvaar dat hulle nou harder as ooit gaan veg om die een wêreldorde te laat oorleef en om hulle doelwitte te bereik. Ons weet dat al trap jy op 'n slang se kop, hou die lyf nie op beweeg nie. Maak dit steeds bewegings en rimpelings en ons moet aanvaar dat dit hier ook gaan gebeur. Die hele koning Charles, Klaus Schwab, die een wêreldorde se mense en dan die paus tot en met nou paus Fransis spesifiek wat so gesamentlik opgetree het in die doel om iets te bereik. Ons moet maar net besef dat ons wêreld is tans verkeerd. Wat reg was is nou verkeerd, wat verkeerd was is nou reg. Die hele wokeness idee, die idee om die wêreld te verander, weg van wat ons ken en hoe ons dit ken en wil ervaar en wil beleef. Dit spoel deur na Suid-Afrika. Ons weet hoeveel van daai selfde gedagtes word deur die ANC regering, nou ook deur die regering van nasionale eenheid versprei en verkondig en afgedwing, dat 'n mens maar net moet stil staan en besef, dit gaan nie makliker word nie in die wêreld nie en nie in Suid-Afrika nie. En daarom is dit belangrik dat ons onsself moet verskans met 'n werkbare en uitvoerbare oplossing sou die ergste in Suid-Afrika gebeur, naamlik onbeheerste geweld wat uitbreek. Dit is belangrik dat elkeen wat hierdie boodskap luister vir hom of haar die vraag moet afvra: waar bevind jy jouself? Aan die kant van die liberale wokeness of aan die kant van die behoudenis? En as jy aan die kant van die behoudenis is en jy sien jouself as 'n Christelike behoudene, moet jy aanvaar dat jy 'n teiken sal wees en bly. En niks wat jy doen, kan jy onder 'n deksel of 'n emmer wegsteek nie. Alles sal uiteindelik geopenbaar word soos ons in die Bybel ook lees. Ook jou gesindheid, jou dade, jou aksies, jou bydrae tot 'n kultuur oorlewing, herlewing van ons Afrikaner volk. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en dink mooi oor hierdie goed en ek is môreoggend weer terug by julle. Lekker dag!